Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 2 Oktober 2025. Ons doen die nuus en kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Julius is skuldig bevind in die streekhof. Nuushooftrekke vir vandag: miljoene rande se dwelms by Huguenot tunnel deur polisie gekonfiskeer. Julius is skuldig bevind in die streekhof. Jong boer sterf aan malaria in Bloemfontein. Donker tyd in 2026 vir plaaslike onderwys is voor die deur. Tweede ronde van VRK vind die naweek plaas. Jannik Sinner wen gemaklik in Chinese tennistoernooi. Julius Malema, EFF-leier, is in die streekhof in Oos-London skuldig bevind aan 'n oortreding van die wet en beheer op vuurwapens nadat hy sowat 7 jaar gelede op 'n EFF saamtrekkende stadion in Ndansane naby Oos-London skote afgevuur het. Dit was die tweede keer in net meer as 'n maand dat hy deur 'n hof skuldig bevind is. Malema het gister laat blyk dat hy sy skuldigbevinding tot in die hoogste hof in die land sal beveg en sy regspan vir die appelproses sal opskerp. Intussen berig die koerante dat Malema, ondanks sy misdaadrekord, as LP mag aanbly hangende sy appel. Die grondwet lei dat enige iemand gediskwalifiseer word as 'n LP indien hy of sy binne of buite die land skuldig bevind en gevonnis word tot meer as 12 maande tronkstraf sonder die keuse van 'n boete. Malema sal weer op 23 Januarie 2026 in die streekhof moet verskyn vir die voorvonnisverrigtinge in hierdie saak. Op die derde dag van haar uitspraak het die Landdros gister gesê die ontwykende en soms vermaaklike antwoorde wat Malema nie verhoor gegee het nie in sy guns getel nie. Die Landdros het bevind dat die staat se getuienis geloofwaardig en eerlik was. Sy sê kolonel Mandisi Mgwadaleka, 'n forensiese ballistiese kenner van die polisie, is as uitstekende getuie uitgelig. Die Landdros het Malema skuldig bevind op 5 aanklagte wat met onder meer die oortreding van die wet op beheer van vuurwapens verband hou. Malema het beweer hy het 'n speelgoedgeweer gebruik in hierdie geval. Adrian Snyman, die besturende direkteur van 'n veiligheidsmaatskappy wat daardie dag aan Malema se veiligheidsspan diens gedoen het, is ook aangekla. Die Landdros het Snyman gister vrygespreek. Malema meen as Snyman dis nie die vuurwapen vir hom gegee het nie, moes hulle hom ook vrygespreek het. Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, het na die uitspraak gesê geregtigheid het uiteindelik geseëvier. Die uitspraak bevestig dat diegene wat dink dat hulle onaantastbaar is, uiteindelik verantwoordelik sal moet doen, al vat dit ook hoe lank het hy gesê. Die uitspraak is ook deur die DA verwelkom. Ian Cameron, die party se adjunk woordvoerder oor polisie, sê die land se vuurwapenwette is duidelik en geld vir almal. Die uitspraak is ook deur Dr. Corneille Mulder, VF+ leier, verwelkom, maar hy het sy teleurstelling uitgespreek dat die vonnisverrigtinge eers vroeg in die nuwe jaar sal plaasvind. Die EFF sê die uitspraak verbaas hom nie en glo dit is deel van 'n breër patroon waarin Malema deur 'n reeks vervolgings in die gesig gestaar word wat polities gedrewe is, het sy party gesê. Die polisie het beslag gelê op 'n groot vrag dwelms met 'n geskatte straatwaarde van meer as 20 miljoen rand toe 'n vragmotor Dinsdag aand op die N1 naby die Huguenot tunnel in die Parel voorgekeer en deursoek is. Lede van die Parel polisie se snelwegpatrollie, die Boland polisie se hondeeenheid en die provinsiale verkeersdienste het die vragmotor naby die tunnel geïdentifiseer, voorgekeer en ook deursoek. Hulle het op 55 kg tik met 'n geskatte straatwaarde van 16 miljoen rand en 30 kg kokaine met 'n waarde van 3,8 miljoen rand afgekom. 'n 44-jarige man van Nigerië is op die toneel in hegtenis geneem. Hy sal op aanklagte wat verband hou met die besit van handel in verbode middels teregstaan. Hy sal in die Landdroshof in die Parel verskyn sodra hy formeel aangekla is. Die optrede verwyder nie net gevaarlike dwelm van die strate nie, maar ook diegene wat verantwoordelik is vir hulle verspreiding. Die landbougemeenskap van Lukhof in die Vrystaat is gister in rou gedompel nadat die eerstydse Vrystaatse jongboer van die jaar, Albie Grobler, wat 53 jaar oud was, aan malaria oorlede is. Grobler is gister omstreeks 03:00 in die Medikliniek Bloemfontein Hospitaal oorlede. Volgens Grobler se suster, Renda Heinz, bly dit 'n groot raaisel waar die gesin malaria kon opgedoen het, aangesien die Vrystaat nie 'n malaria gebied is nie. Hulle was ook nie onlangs uit die provinsie gewees nie. Die Medikliniek Bloemfontein het intussen bevestig dat 3 pasiënte positief vir malaria getoets is. Medikliniek sê in 'n verklaring, malaria word nie van persoon tot persoon oorgedra nie. Identifikasie, aanmelding en monitering is ook deel van ons routine in infeksievoorkoming en beheer, het hulle gesê.
'n donker 2026 lê vir onderwys in Suid-Afrika voor, omdat openbare skole in 5 provinsies nog nie weet hoeveel onderwysposte hulle vir die jaar van die regering sal ontvang nie. Openbare skole moet elke jaar vooraf op 30 September inligting oor poste vir die volgende jaar ontvang. Daar moet ook gevolge vir nie nakoming wees. Ons het nou 'n minister nodig wat bereid is om in belang van die kinders in die land op te tree. Regulasies bepaal dat openbare skole begrotings vir die nuwe jaar vooraf op die einde van die huidige skooljaar moet afhandel. Dis egter onmoontlik as skole nie weet hoeveel onderwysposte vir hulle beskikbaar sal wees nie. Die Fiwe het vroeër vanjaar in 'n parlementêre antwoord onthul dat daar teen die einde van Februarie altesaam 31.800 vakatures vir permanente onderwysposte en skoolhoofde bestaan het. 'n Grootskaalse klopjag weens beweerde bedrog en ongeruimthede met munisipale tenders van 1,6 miljard rand is op 36 adresse oor die Kaapstad Metro 1 uitgevoer. 'n Polisiewoordvoerder sê die klopjagte is uitgevoer nadat inligting van 'n vletjieblaser ontvang is en voorlopige ondersoekwerk deur die SAP en die Metro gedoen is. Hulle het op sakepersele die private eiendom van munisipale amptenare en ander persele toegeslaan wat verbind word met individuele en entiteite wat Metro kontrakte het. Die gesamentlike optrede wys dat wettoepassingsagentskappe doelbewuste stappe doen om korrupsie te takel en staatshulpbronne te beskerm. Die SAPD doen 'n beroep op die publiek en rolspelers om die ondersoekspan die nodige ruimte te gun om hulle werk sonder ontbreking te kan klaarmaak. Die Metro sê onder meer inligting sal deur die SAP beskikbaar gestel word na mate die ondersoek verder vorder. Brett Herron, sekretaris-generaal van die Good Party, sê in 'n reaksie die grootte van die optrede is 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie aantuigings is. Dit dui volgens hom op sistematiese mislukking in toesig, verantwoordbaarheid en omsigtigheid in die Metro. 'n Geskorste senior staatsamptenaar het die afgelope jaar sy volle salaris van meer as 1,4 miljoen rand ontvang terwyl hy by die huis gesit het. Die DA-party eis nou antwoorde oor waarom die tugproses teen Tebogo Maruping, kommissaris van die werkloosheidsversekeringsfonds, die WVF, al langer as 'n jaar sloer ten koste van belastingbetalers. Maruping se skorsing in verband met 'n onwettige kontrak van 5 miljard rand wat glo strydig is met die wet op openbare finansiële bestuur, volgens hom gelas dat die kontrak ongeldig is. Die departement het Maruping se mislukking om omsigtigheidsondersoek te doen en die intimidering van die WF amptenare wat kommer daaroor geopper het as redes vir sy skorsing aangevoer. Die Yangwang U9 Extreme, 'n nissportmotor in die BYD-stal waarvan slegs 30 voorbeelde gebou gaan word, het pas 'n nuwe spoedrekord vir produksiemotors opgestel deur die spoednaald op 496 km/h laat bewe het. Wat die rekord egter merkwaardig maak, is dat Yangwang 'n elektriese motor is. Die hypermotor benut 'n 80 kWh battery vir 4 motors, een op elke wiel. Die e-motors het elkeen 550 kW krag, wat die stelsels in totaal op 'n duiselingwekkende 2200 kW te staan bring. 'n Verdere voordeel van die 1200 volt argitektuur is dat dit help om die battery se temperature laag te kan hou. Die net onder 2,5 ton is die U9 Extreme hoop op momentum op wiele as hy eers op dreef is. Interessant genoeg sê die BYD dat die U9 Extreme inderdaad nog vinniger kon gery het. Die toetsloopie is in Duitsland op die Papenburg toetsbaan afgelê. Die renner agter die stuur, Mark Basseng, het 3 rondes om die baan gery. Hierdie vertoning is straks die begin van 'n nuwe era in motortegnologie waar spoedrekords deur EW's plek van petrolvoertuie aangeteken sal word. Daar word wyd verwag dat Suid-Afrika van dese maand verwyder gaan word van die gryslys van lande wat nie genoeg gedoen het om geldwasery te verhinder nie. Die land het in Februarie 2023 op die lys van finansiële aksietaakmaak, die FATF, beland weens sy tekortkominge met die hantering van geldwasery en die finansiering van terrorisme. 'n Span van die internasionale waghond het onlangs 'n besoek aan Suid-Afrika en ander lande voltooi. Hulle meen Suid-Afrika sal na verwagting op 24 Oktober van hierdie lys verwyder word, saam met onder meer Nigerië. Die Bulle het Saterdag hulle aanslag in die VRK met 'n sege van 53-40 oor die Ospreys op Loftus Versveld begin. Sheffield Jooste, die 19-jarige boerling van Vredenburg, het sy debuut met 2-3 in die nommer 14 try geseëvier. Dit maak my baie opgewonde om 'n kompetisie soos die te speel, het hy gesê. Ek het met Kane en Moody gesels oor die intensiteit en die fisieke uitdagings en is goed wat ek in die voorseisoen aan aandag gegee het hy gesê. Ek wou myself so goed as moontlik voorberei, sou ek 'n kans gekry het. Hy erken hy sal nog baie in die VRK moet aanleer.
Jooste was uitstaande op die aanval, maar hy het 'n blaps op die verdediging gemaak, wat in die eerste helfte op Jack Wells, heel agter van die Ospreys, se 3 uitgeloop het. By Loftus Versfeld word voorspel dat Jooste, oud-leerling in die Hoërskool Noordheuwel in Kreeusdorp, die seisoen een van die verrassings in die kompetisie sal wees. Die gedigte Engelse wag môre in Guwahati in Indië op die Proteas in hulle eerste wedstryd van die skouspel. Suid-Afrika het die Engelse weliswaar in die vorige Wêreldbeker toernooi in 2022 in Nieu-Seeland gewen voor Engeland in die halfeindronde die bordjies verhang het met 'n groot oorwinning. Die 31-jarige Clive Tryon, wat in haar 4de Wêreldbeker toernooi speel, sê hulle staar al nie blind aan statistieke nie. Sy stem saam dat die Proteas se lang kolvleis nou 'n faktor is. Ons kolf diep, wat baie belangrik is in toernooie oor 50 beurte soos hierdie, het Tryon gesê. Jy kan op elkeen se gesigte sien hoe graag hulle hierdie beker wil ontvang. Ons sal dit een wedstryd op 'n slag neem, het sy gesê. Ons dink nie ver vooruit nie, maar dan kan jy die pad byster raak. Hulle hoop om môre momentum te kry vir die res van die toernooi en om uiteindelik die trofee te lig, het sy gesê. Die Engelse het Indië en Australië in hulle 2 oefenwedstryde vooraf in Bengaluru gewen. Tryon sê die Proteas het Dinsdag gekyk na die eerste wedstryd van die toernooi in Guwahati, waarin Indië vir Sri Lanka gewen het. Die Engelsman Justin Rose is een van die gunstelinge om as Ryder Beker kaptein van Europa by Luke Donald oor te neem, sou sy landgenoot besluit het om van die rol afstand te doen. Rose, wat 45 jaar oud is, oudste lid van die Europese span, wat Amerika Sondag in Bethpage Black in New York met 15-13 om die Ryder Beker gewen het, is versigtig om daaroor uit te laat. Die Skot Bernard Gallagher was die laaste nie-spelende kaptein wat Europa in meer as 1 toernooi gelei het, in 1991, 1993 en toe ook in 1995. Donald moet egter nog aandui of hy beskikbaar is en ook tot in 2027 by die Adair Minor in Ierland as kaptein sal dien. Die kapteinskap sal 'n invloed op my skedule as speler hê en ek sal 'n deurdagte besluit moet neem, sê Rose, Amerikaanse ope kampioen van 2013. Gael Monfils, die 39-jarige tennisveteraan wat op die kruin van sy loopbaan die 6de plek op die wêreldranglys beklee het, gaan aan die einde van volgende seisoen uittreë, het hy gister aangekondig. Toe Monfils die Auckland Classic gewen het, het hy op 38 jaar en 4 maande die oudste wenner tot nou toe nog van 'n ATP toernooi geword. Die geleentheid om my passie in 'n beroep te kon omskep is 'n voorreg wat ek in elke wedstryd die afgelope 21 jaar gekoester het, het hy gesê. Hoewel die spel die wêreld vir my beteken het, het ek vrede met my besluit om aan die einde van die 2026 seisoen uit te tree. Jorge Martin van Aprilia se MotoGP seisoen vanjaar is een wat hy so gou as moontlik sal vergeet. Die Spanjaard het die naweek sy Japaneese MotoGP sy sleutelbeen na valslag in die blitsren gebreek. Aprilia het in 'n verklaring gesê dat die wêreldkampioen in 2024 reeds 'n operasie in sy sleutelbeen ondergaan het. Dr. Sam Martin se herstel in die komende dae monitor voordat in 'n tydlyn vir sy terugkeer in die aksie bepaal sal word, het Aprilia aan die media gesê. Hy is in Februarie na 'n voorseisoense valslag beseer. Vanweë al die beserings het 10 maande verloop sedert hy laas 'n Grand Prix kon gewen het. In sy afwesigheid het Marc Marquez vanjaar op sy Ducati oorheers en hy het reeds verlede week in Japan as die kampioen gekroon. Yannick Sinner van Italië was terug op sy beste met sy klinkende oorwinning van 6-2 en 6-2 oor die Amerikaanse tiener Leonard Tien gister in die eindstryd van die Chinese Ope. Die 4-malige Grand Slam kampioen het Dinsdag in sy halfeindstryd teen Australië se Alex de Minaur 'n moeisame wedstryd vanweë maagkiem gevoer. Tien het 2 keer breekpunt in die tweede stel bewerkstellig wat albei deur Sinner afgeweer is. Sinner het die kragmeting met sy 3de wedstrydpunt beklink. Hy het agterna lof vir die jongeling gehad. Sinner gaan in China vir die Shanghai Meesterstoernooi aanbly. Carlos Alcaraz het kort nadat hy die Japaneese Ope gewen het gesê hy het omweens fisieke probleme aan van dese week se Shanghai Meesterstoernooi onttrek. Die Spaanse wêreldnommer 1 het sy enkel beseer in sy openingswedstryd in Tokio, maar die probleem afgeskit en die Amerikaner Taylor Fritz Dinsdag met 6-4 en 6-4 in die eindstryd in die Japaneese hoofstad gewen. Alcaraz het die besering verlede week opgedoen en op die grond in mekaar gesak voordat hy met sy enkel swaar vasgebind verder gespeel het. Hy erken dat hy die besering vir die duur van die toernooi in sy gedagte gehad het. Saterdag se toets in Londen is die Pumas se tydswedstryd in vanjaar se rugby kampioenskap teen die Springbokke. Argentinië het die Bokke verlede jaar met 29-28 in Santiago del Estero gewen. Hulle het die Bokke ook in 2016 in Salta en 2 jaar later in Mendoza geklop. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You
Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek, Messina 1532, Polokwane 1329, Lepalale 1334, Mbombela 1331, Mahikeng 1631, Pretoria 1530, Johannesburg 1629, Ermelo 926, Galagari 1528, Gaborone 1632, Richards Bay 1523, Pietermaritzburg 11 en 18, Durban 1422, Port St. John's 13 en 19, Pongola 925, Maputo 1629, Bethlehem 824, Bloemfontein 1125, Allewal Noord 623, Welkom 1528, Vryburg 1632, Kimberley 1425, Appington 1226, Prieska 1225, Springbok 825, Karasburg 926, Keetmanshoop 1129, Mariental 1732, Alexander Bay 12 en 16, Brandvlei 724, Loederits Bay 1428, Vredendal 926, Kaapstad 1217, Sutherland 2 en 15, George 1016, Jeffreys Bay 12 en 17, Cabarra 1018, Grafreinet 5 en 15, Kaapogillas 1115, De Aar 722, Motino 2 en 15, Beaufort West 8 en 19 en Oos-London 9 en 16 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17 en 17 sent teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11 en 37 sent, die euro verhandel teen R20 en 19 sent, 'n pond kos R23 en 22 sent, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $47.70 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,572, palladium kos $1,254, goud se prys is $3,871, Brent olie se prys is $66.03 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, jy moet eers vir jou besigheid werk, voordat die besigheid vir jou begin werk en resultate gee. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.